Ons waardeer dat jy hierdie week saam met ons gereis het hier by Inspireer, waar ons gereis het oor die tema ywer. Ek lees vir jou Nehemia 4 vers 6, maar ons het die muur opgebou en die hele muur is tot op sy helfte herstel en die volk was met hulle hele hart in die werk. Kyk, as daar nou een ding is wat my kinders weet my irriteer, is dat as hulle iets halfhartig doen, as hulle iets half doen. Ek het groot geword in 'n huis waar my ma baie keer gesê het, as ek iets gedoen wil hê, dan moet ek dit self doen. Nou, ek glo nie dis 'n goeie filosofie vir leierskap en spanwerk nie, maar hoe pak ons die lewe aan? Hoe doen jy die werk waar jy vandag staan? Doen jy dit met jou hele hart? Of doen jy dit maar halfhartig? Maar vandag wil ek jou herinner, as jy 'n volgeling is van Jesus, en ons het vroeër in die week daaroor gepraat, dan werk ek nie vir mense nie, ek werk vir die Here. Die feit dat jou firma die voorreg het om aan die einde van die maand vir jou 'n salaris check te gee, is net genade uit die Here se hand. Dis hulle voorreg. Maar ek en jy werk ten eerste vir die Here. En mag ons werk in alles wat ons doen, aanpak met ywer, met entoesiasme. Nie halfhartig nie, maar heelhartig. Want ons doen dit nie vir mense nie, ons doen dit vir die Here. Soos wat die volk in hierdie geleesde gedeelte sy hele hart in hierdie saak was, om die muur te herstel, dit waar God jou geplaas het, dit waar jy in hierdie seisoen is, al is dit dalk ongemaklik, al beleef jy iets van Josef, wat as 'n slaaf verkoop is, sê die woord, en die Here het Potifar se huis geseën as gevolg van Josef. Daar waar jy vandag werk, en die Here het Eskom geseën as gevolg van Henry, en die Here het Absa geseën as gevolg van Amanda. Waar jy werk doen, kom ons doen dit met ons hele hart, want ons doen dit nie vir mense nie, ons doen dit vir die Here. Mag ek en jy met ywer, met entoesiasme leef, en terwyl ons hierdie week Inspireer afsluit, wil ek jou motiveer. Ek wil amper sê, tel jou ywer, tel jou entoesiasme 'n notch op. Ek en jy het rede om bly te wees. Ek en jy het rede om fees te vier. Ek en jy het rede om die vreugde van God sigbaar te maak vir 'n mensdom wat, ek wil amper sê, hopeloos is, te neergedruk is, want ek en jy het 'n hoop, en ons hoop het 'n naam, sy naam is Jesus Christus. Daarom kan ons ywerig met entoesiasme lewe, want hy het sy gees in ons harte kom uitstort. En omdat sy gees binne my lewe, binne jou lewe, sien 'n kans vir enigiets. Mag die Here ons bly seën om 'n seën te wees vir ander. Cheers.